Goeiemôre. Ek is nie 'n nuwe styl wat ek het met die caps nie. Ek het 'n bietjie sonskade van jare terug. Se stupidheid in die army. En ek het 'n bietjie behandeling gekry op my kop. En ek het nie baie hare nie, so ek kan niks wegsteek nie. So is lekker. Maar is lekker om saam julle te wees. Is ook 'n goeie oggend om 'n caps op te hê. Het is fantasties om saam met julle te wees vanoggend. Ek is baie opgewonde oor vanoggend om met julle te deel. Ek en Nelia beskou julle as ons al baie gepraat het, beskou julle as familie. Of julle nou wil dit hê of nie, ons doen. En ons waardeer julle baie, ons waardeer baie, dankie Laurens, dat ons hier kan bedien. Ek wil vanoggend met u deel oor die onderwerp om God te ken. Nou ek het die heel eerste keer toe ou, ek ken hom lankal al, hy's in die bediening en jare lank wyse ou, en hy sê eendag vir my, ons het praat oor 'n onderwerp en hy sê vir my, hy ken God persoonlik. Maar hy sê dit met groot oortuiging. Ek dink, wat 'n arrogante kerel is hy. Ek dink hy is so arrogant nie. Hoe kan hy sê hy ken God? En ek gaan dink daaroor en ek wonder oor dit en ek onthou die skrif in Jeremia 9 vers 23 en ek lees hier die NIV, hy sê, let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. Vers 24, but let him who boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord who executes kindness and justice and righteousness on earth. For in these I delight, declares the Lord. So die Here het 'n welbehae daarin, dat ons kan sê, ons het so naby aan hom gekom, laat ons hom ken. Nou kom ons soos die Engelsman sê, level met mekaar. Daar's nie 'n manier dat ons God in volheid kan ken nie. Dis Paulus aan die einde van sy lewe, sê ek quoteer weer die Engels, hy sê, oh that I might know the Lord. Daar's nie 'n manier dat ons volheid, maar daar's sekere dele van God wat ek en jy ken. En die Here sê, ons kan daaroor spog. Sê ek ken die Here. Dis nie iets wat hom afstoot nie. Dis iets wat hy vind dat ons arrogant is of ons aanmatigend is nie. Hy moedig ons aan. Hy sê, hy het 'n welbehae daaraan as ons so daaroor dink of om God te ken. En ek wil volgende die gesels oor aspekte van God en u gaan dit raak sien in die eie lewe. Ek gaan net deel uit my lewe uit bietjie en u gaan dit raak sien en daar's aspekte van hom wat baie wonderlik is, hoe ons hom kan ken. En ek dink u ken hom so en as die Here dit bevestig in jou hart, kan dit net weer Dit ek hom aan en af of is wanneer die klank. Okay. Ek hoop nie ek sit hom aan en af. So ek wil net vanoggend wil ek benadruk dat die Here het sekere maniere wat hy met ons werk en ek wil dit vir uitlig en ek dink jy gaan dit raak sien in jou eie lewe en dit gaan dalk vir jou groot troos bring en rustigheid bring oor jou situasie. Ek wil vir u voorlees uit 1 Konings 19 vers 33 vanaf vers 33 en dan ook uit die boek van Exodus 33 en dan Romeine 9. Ek gaan al 3 hierdie gedeeltes lees. So ek wil graag hê dat u luister hierna en laat u konsentreer. Ek weet baie keer sou lees uit die Bybel uit en jy kyk in jou Bybel en sê, yes, daar's daai skrif wat ek lankal gesoek het in die oorkant. Ek wil hê met mooi luister na hierdie, want dis skrifte wat Paulus vat. Hy vat hierdie gedeeltes uit die Ou Testament in Romeine 9, dis kom ek het bybring, en meesterlik sit hy het by mekaar en hy bring vir ons 'n boodskap wat fenomenaal is. En daarom die 3 skrifte, die eerste gedeelte wat ek wil lees, Exodus 33, kom ek begin by Exodus 33, vers 14. Then the Lord replied, my presence will go with you,
and I'll give you rest. Verse 19, and the Lord said, I will cause my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I have mercy. I'll have compassion on whom I will have compassion. I say, then the Lord says, there's a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft of the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face you will not see. Hierdie is op die berg Sinai, waar Moses met God ontmoet het. Hy het 'n begeerte gehad om God se aangesig te sien, om sy heerlikheid te sien. En dit is wat die Here gedoen het ook. En dan wil hy vers 1, hy sê, die storie agter hierdie deel in Konings is, Elia het so pas op die berg Karmel, dat hy die offer, en God het bonatuurlik die offer het hy met die, gaan jy vir my opwaaier om daai in 'n broer, hy het bonatuurlik hierdie offer, het hy vuur uit die hemel gestuur, en hy het dit verswelg, en 100 Baalpriesters het hy doodgemaak, so groot oorwinning. En hier vat ons dit op by vers 1, net nadat dit gebeur het. Now, Ahab told Jezebel everything Elijah had done, how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah. Thanks, broer. Baie dankie vir die klankmanne. Hoe weet jy daar's regtig herlewing in 'n kerk? Hoe weet jy? As die klankmanne ook omval. Hulle het gewoonlik, die mense val om, hulle doen goed, maar die klankmanne moet nie goed aan die gang hou. So hierso waarsku Jezebel om en sê, hy sê, so Jezebel sent a messenger to Elijah, may the God's deal with you be every so severely, if by this time tomorrow do not make your life like one of these. Now Elijah was afraid. He ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I've had enough, Lord, he said. Take my life. I'm no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and he fell asleep. All at once an angel touched him and said, get up and eat. He looked around him, and there by his head was a cake of bread on hot coals and a jar of water. So he ate and drank. The angel of the Lord came back a second time, touched him again. Hy het weer aan die slaap geraak. Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate. Strengthened by the food, he traveled 40 days and 40 nights until he met and reached Horeb. Horeb, in hierdie tyd is dit Horeb genoem, dis dieselfde berg Sinai. Selfde berg as Moses. Selfde berg, is belangrik. Op hierdie berg sê, the Lord said, go and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord's about to pass by. En die Here het met hom gepraat. Die kommentators van hulle sê dat die Hebreëus, die vertaling van die spilonk waarin hy geskuil het, word ook vertaal in die Engels was die klef, die skeur, in die plek waar Moses moes skuil, en die Here het hom toegehou toe hy by hom verbygaan. Selfde manier toe die Here by hom verbygaan, by Elia het hy by die rots het hy geskuil. En baie van die kommentators reken as dieselfde plek, selfde berg, selfde plek. Die ooreenkomste hierso is as beide profete, God het met beide van hulle gepraat, hy het met hulle ontmoet daar, hulle het beide sy stem, God het vir hulle beide opdragte gegee. Nou ek wil alvorens ek Romeine 9 lees, wil ek net bietjie backtrack en ek wil my punt nommer 1 maak, dat God luister na ons. Ons gaan nou by Romeine 9 kom, waar Paulus hierdie meesterlik saamvat en vir ons die boodskap bring,
wat fantasties is, maar ons sal nou daarby uitkom. My eerste punt is, die Here luister. Hierso is Elia, hy het nou net hierdie groot oorwinning gehad, en ons sou dink, hierdie man, hy is so vol van geloof en krag en goed, en niks kan hom raak nie. In die Afrikaans praat van 'n gatslag, as 'n ding skielik op jou kom, en jy het nie verwag nie, en ons is almal dieselfde. En hy looi jou, en dan maak dit nie saak wat gebeur het in jou, en hoeveel wonderwerke jy gesien het nie, hy slat jou. Jy het 'n teleurstelling, jy's op 'n slegte plek, jy het hierdie ding wat gebeur met jou lewe, en miskien is dit 'n paar goed wat gebeur op mekaar, en jy vind jou in 'n depressiewe toestand, jy vind jou in 'n vreestoestand waar hy was. Nou mense praat van Jezebel, en party mense, ek ken mense wat elke naam van die duiwel ken. Ek het al gesoek in die Bybel, maar kry nie almal nie, maar Jezebel is een van die duiwel se name. En die ouens praat baie, maar Elia, hy het gedeel met die real deal. Hy het die regte ene gehad. En hy was redelik bang. En hy vind homself op hierdie plek, en hy sê vir die Here, ek wil nie lewe meer nie. Nou is dit interessant. En ek wil hê ons moet iets leer van hoe God hom hanteer, en hoe God ons hanteer. Want ons praat oor om God te ken. En jy gaan dit raak sien in jou eie lewe, maar ons sien dit nie altyd raak vir wat dit is nie. Want ons het al hierdie boodskappe van hoe sterk jy altyd moet wees, en hoe ons God moet beïndruk met ons geloof en ons wonderlikheid. Hierdie ou is planke toe. Hy sê, Here, ek wil nie meer leef nie. Nou kom die Here, hy stuur 'n engel, hy maak hom wakker, hy het aan die slaap geraak. Hy sê vir hom, eet en drink. Ek hoor nie die woorde, hey, jy confess verkeerd nie. Jy weet, ken jy nie die geloofgoeders wat jy moet geloof hê, man. Kyk hoe praat jy praat negatief. En jou woorde is dood en lewe. Jy kyk wat praat jy, so. Nee, hy doen nie dit nie. Hy gee vir hom brood en water. Nou raak hy weer in die slaap. Ons weet nie hoe lank het dit gevat. Die tweede keer maak hom weer wakker. Kom ek sê vir jou, partykeer is ons in so 'n situasie, en jy vind jouself in 'n toestand waar die antwoorde is nie altyd op daai oomblik vir jou om te hoor wat moet jy doen of hoeveel geloof moet jy hê. Die antwoord is vir jou om net te chill. En my eerste punt hier tereg, die Here luister. Hy het niks van hom gesê nie, hy het net na hom geluister. En ek wil hê jy moet weet, die Here luister na jou, en ek gaan nog voorbeelde noem. Hy luister na jou. En baie keer is ons angstig en ons wil goed hoor, ons hoor niks. Hy luister. Nou wat doen ek? Hier is die tyd. Gaan kyk 'n fliek. Gaan drink 'n lekker koppie koffie, eet 'n lekker stuk koek, vind 'n vriend of vriendin, chill net. Sit die ligte als af, al is dit dag, slaap vir 2 dae. Sê, yes, Joe, dis, ja. Die Here luister. Ek het nou onlangs moes ek bedien in die Limpopo, ek het in Messina, Louis Trichardt, Polokwane, en hulle het my regtig gewerk. Ek het van die Woensdag af tot die Sondag aand aan mekaar bedien. Sondag aand moes ek nogal oorslaap. Ek sê, not the hell, ek bly nie hier, ek's bang hulle het my weer Maandag bedien. Ek ry in die nag huis toe. Ek kom by die huis, maar ek is amper katatonies, want ek bedien oral profeties, en tussenin bedien ek ook, en is heeltyd. Het my amper doodgemaak. Nou vir 2 dae, vra van Elia, ek sit en staar na my mesversameling, ek pak dit so uit, ek so. En ek drink koffie, baie koffie gedrink, en tee, en so, en kyk my messe. En sy is eintlik sy het bietjie seer gekry, want sy verwag, sy verlang na my, en sy verwag, ek kan daar inkom, gryp haar, en ons sit musiek aan, en ons dans of iets. Maar ek is katatonies. Vra vir haar, ek sit daar, en nou sit ek my kyk vir 2 dae, toe kom ek uit dit uit. Nou baie keer is jy net nodig, dalk om net, gaan kyk 'n fliek. Relax. Die Here luister. Maar dan kom maar 'n tyd wat jy voel, as ek is nou deur hierdie, ek moet nou die Here soek.
Ek moet nou die Here soek. Ons bestaan nie net uit gees nie. Ons het 'n siel en ons het 'n liggaam. En jou siel en jou liggaam het 'n sekere manier hoe hy opereer, en as jou siel in duisternis is, dan trek jy jou gees saam. Dis kom jy sukkel, as ek mense leer oor die Here se stem hoor, as jou siel op 'n slegte plek is, en dan sukkel jy om die Here se stem te hoor, want jy's in duister, jy moet eers uit hierdie storie kom, want so hoor jy nie mooi nie. En dis kom ons het nou onlangs as 'n vroutjie wat by 'n plek wat Nelia werk, sy het siek geword en lewerkanker, en sy land toe by die hospice by Ferry Glen, en ons gaan sien haar toe so 'n paar weke terug, maandag. Sy's op haar laaste, maar sy sê vir ons, sy's bang om haar oë toe te maak, want sy's bang om dood te gaan. Sy's bang, sy wil nie slaap nie, want sy's bang sy slaap, sy gaan dood, sy's bang om dood te gaan, maar sy's besig om te sterf. Ek deel met haar die woord wat reg is, 2 Korintiërs 5, en die lewe verslind die dood en goed, maar kan sien die koneksie het nog nie lekker gemaak nie. Wat sê Nelia vat haar in die ryestoel en stoot haar buite toe. Sy sê sy wil net vir oulaas haar voete in die gras sit. Sy voel die vroutjie, Ellison. Nelia vat haar uit. Sy sit haar voetjies in die gras en sy begin so wikkel. In die son skyn, in die sonlig vang haar en sy steek haar handjies op en daar's die Here. Wat sy nodig gehad het, is dit. Ek kon vir die ou preek van Ray McCauley of iemand van geloof nou en so, dit is nie wat sy nodig gehad het nie. Kom die vrede, sy sterf, vrede. Dis ons mens. Onthou hierdie woorde en onthou hierdie eerste punt van dat God luister. Is Paulus wat na die Here kom en hy vra hom 3 maal. Ons weet nie wat die tussenposes was nie. Hy sê, Here, vat hierdie doring uit my vlees uit. Die Satan slaan my met die vuis, sê. Nou dis vreeslik as iemand vir jou sê, jy sê die Satan slaan jou met die vuis. Dit moet 'n erge ding wees. Dis nie sommer net ietsie nie. Hy sê die Satan slaan my met die vuis. Haal hierdie asseblief, Here, help my. Here antwoord hom nie. Hy luister. Hy luister. En die 3de maal toe antwoord die Here hom. Sê hy, vir my genade is vir jou genoeg, my krag word volbring in jou swak. Dit is wat hy vir hom. En hy was okay. Nou is die volgende punt. Ons moet op 'n stadium met ons die Here soek. Dis wat hy gedoen het. Hy het na 'n plek gegaan waar hy stil is, waar hy God soek. En is hierdie plek wat beskryf word as soos 'n grot waarin hy weggekruip het, en dan die Here gesê, jy moet op die berg op 'n sekere plek staan en ek gaan by jou verbygaan. Ons weet die eerste ding was 'n aardbewing en daar was 'n wind en daar was vuur en die Here was nie daar en toe die sagte briesie kom, toe staan hy, toe luister hy, toe praat die Here met hom. Nou soos ek sê, die kommentaar rondom hierdie is dat dis dieselfde berg is verseker, maar hulle reken is dieselfde skeur waarin hy geskuil het, waarin Moses geskuil het, toe die Here by hom verbygaan. Want die Here het vir hom gesê, ek gaan by jou verbygaan. Net, en hy het met hom gepraat. Maar die tweede punt hier is, ons moet hom soek. Daar kom 'n punt waar ons hom moet soek. Kom 'n punt wat die Here het 'n welbehae dat ons hom soek. Hy sê, as jy my soek, sal jy deur my gevind word. So ons leer hom ook hierin ken, dat as ons hom soek, word ons gevind. En partykeer is dit 'n volharding in die soek, is nie 'n ding wat onmiddellik partykeer resultaat het nie, maar daar's volharding rondom dit. En ek wil graag nou vir uit Romeine 9 lees en hoe Paulus hierdie saamvat, hierdie gedeelte van Moses se ondervinding en waar die Here praat van sy genade. Hy het genade en hy het barmhartigheid oor wie hy barmhartigheid het. En dan het hy 'n gedeelte uit Hosea wat hy saambring met hierdie, wat ek net wil uitlig. Want jy sien, ons moet leer, hoe moet ons mense hanteer soos God ons hanteer. As jy vat, hoeveel keer het ek al, is mense in 'n moeilike situasie is, dan gooi ek hulle met so 3 skrifte en sê, nee, nou moet jy dit en so. Dis nie wat hulle nou nodig het nie. Al wat hulle nodig gehad is, dat ek net saam met hulle koffie drink en luister. Hoeveel keer het ons al op 'n plek gekom waar ons dinge afdwing op mense. Ons moet leer uit dit uit.
Dis hoe die Here is. Hoe hanteer hy mense? Hoe maak hy met mense? Ek dink aan die verlore seun wat terugkom en hy sonde, hy's vrot. Hy ryk ook na die varke en als. Geen gesprek nie. Inteendeel, hy ignoreer hom toe hy sê ek het teen u gesondig en hy ignoreer dit heeltemal. Hy klee hom, sit 'n ring, hulle hou 'n partytjie. Dink jy is wat gestop het? Nee. Verseker was haar gesprekke daarna. Maar op daai oomblik is dit nie die ding. Nou kom jou vrou kom terug, sy het inkopies gedoen, heavy inkopies en goed, en sy dra die sakke en kom in die huis, en jy staan daar en jy sê, hoorie man, gaan jy nie die skool goed was nie, verstaan daai, dis nie die regte tyd vir dit nie, verstaan. Of die vrou heel dag lesse in die bubble bath, so met die skuim staan so, en die man kom terug, en hy kom en sê, hallo darling, so, daai kamer daaronder het jy nog nie geverf nie, en hy so, dis nie die regte tyd vir dit nie, verstaan. So, ons moet leer uit, dit is hoe die Here maak, en hy luister eers. Dan soek ons hom, maar die plek waar ons hom ontmoet, is daai skeur, is Christus homself. Met die verheerliking van die op die berg met Christus, die Engels is die transfiguration, wie daar verskyn, is Moses en Elia. En daar ontmoet hulle die skeur, die rots, waar hulle geskuil het, sodat hulle God mee kan interaksie hê. En ons het 'n plek, ons het 'n rots waar ons skuil, sodat ons met God kan interaksie hê. Hy is die een wat maak dat ons naby God, dis kom ons God kan ken. Dis kom hy sê, ek het 'n welbehaag dat jy my kan ken. Want ons het hierdie rots, hierdie skeur, dit kan nie oor onsself gaan nie. Dit moenie, dit gaan net oor Christus. Dis kom ek hierdie dra. Paulus sê, ek wil niks ken of weet, behalwe Christus Jesus. En ek roem in niks, behalwe Christus Jesus en hy gekruisig. Romeine 9. Vers 14, 15. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. Dis wat hy gesê het toe hy voor hom verbygaan, toe al sy goedheid, hy sê, I will have compassion on whom I have compassion. He does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy. Dis die rots waar ons skuil. Dan sê vers 24, as he says in Hosea, hy bring Hosea aan, hy sê, I will call them my people who are not my people. I will call her my loved one who is not my loved one. It will happen in the very place where it's said to them, you are not my people. They will be called the sons of the living God, the sons and daughters of the living God. Nou wil ek bietjie stil staan hier. Ons dink aan Moses, dink aan Elia, ons dink aan Elia wat, ons vat hom wat skuil in hierdie rots en Christus en God praat, en toe God met hom praat, toe gee hy vir hom opdragte en hy dis my derde punt, dat God met ons praat, maar ons is nog by die tweede, dat ons hom soek, en ons ontmoet hom daar in die rots in Christus. Ons op daai plek wat ons kwalifiseer, 2 Korintiërs hoofstuk 3, our competence is not out of ourselves, but our competence is in him, because the letter killeth, but the Spirit gives life. Nou hierdie, wat Paulus hier deel, saam met wat hy Hosea inbring, slaan diep en ver. Hoor wat hy sê. Hy sê, daar waar daar geskryf is, laat jy, nou ek en jy, as ons die Bybel lees, daar's plekkies waar daar geskryf is, wat ons baie keer in posisies was, wat sê, daar's no ways, dat jy 'n seun en dogter kan wees nie. Daar's nie 'n way nie. Daar's geskrywe, ons kan lees, en ons kan die ouens wat die Bybel goed ken, en die professor se goed kan vir my wys. No ways. Hy sê, daar waar daar geskrywe is van jou, sê ek vir jou, you are sons and daughters of the living God. Hierdie ding het vir my 'n openbaring geword in Desember. Hierdie. Ek en Elias op vakansie, ons is uitgenooi deur 'n prokureursfirma waar sy werk gedoen het voor, ons baie lief vir haar,
en hulle wil ons seën. Hulle het 'n strandhuis by Glentana, naby George. Kyk uit op die see, hulle verduidelik ons alles van hierdie hoe wonderlik is. Ons gaan soontoe. Nou dag, ons is net 3 mense, ons ken die mense. Ons kom maar aan, nou weet die mense met 'n vakansiehuis, hulle nooi hulle maatjies, nie maatjies nooi die maatjies. Dus dit massa mense. Klomp vir ons is dit massa, want ons is nie baie sosiaal nie, ons lewe soos kluisenaars eintlik, ons kuier nie eintlik nie, ons Saterdag aand dan kry ons nie zing daar so nie. Ons is regtig soos kluisenaars eintlik, want ons werk met mense heeltyd, so as ons aftyd het, ons kuier nie. Dit is net, nou al hierdie is oorweldigend vir ons. Nou kuier ons groet en so, nou staan die ouens staan en braai, daar staan 2 ouens en braai, maar toe ek hulle sien, as ek nou moet sê, wie nie seuns van die lewende God moet wees nie, ek kan dit sien, 2 ouens, no ways nie. Kyk, het jy al mense, ek wil nie ingaan op die saak nie, want ek gaan julle laat maak, backflips maak, godsdienstig, maar ek sien hierdie 2 ouens, ek dink, hierdie is no ways, ek sien hulle so, en ek praat, ek gaan staan, hulle vra my uit, die kleinkinders, en so, en ek het 'n grys baard, nou vra hulle my dit, ek sê, ja, ek het klomp kleinkinders, ek sê, maar die Here help my, as ek bid, Romeine 8 vers 26 sê, die Heilige Gees tref ons in, want ons weet nie om te bid nie, ek vergeet hulle name, so, die Heilige Gees help my as ek bid vir my kleinkinders. Dis nou 'n joke wat ek maak, en hulle, skielik is die Here daar, boem, die teenwoordigheid van die Here, is hier met die 2 ouens, net so, en ek staan, ek sê, Here, wat is hierdie nie, en ek gaan aan, die volgende dag, is ek alleen, Nelia was saam met een van die prokureurs na hulle nuwe kantoor, as hy het gaan wys, ek sit en ek voel, die Here is by my, hy sê vir my, vanaand, as jy klaar geëet, en dan bedien jy profeties vir die mense, hierdie ouens, hulle weet nie, is nie mense, hulle kan nie profeties spel nie, hulle weet nie wat dit is nie, verstaan is, nou moet ek vir die mense, en hierdie ouens is ook daar, en alles, nou begin ek, nou, gelukkig het die Here opgedaag, en dit was wonderlik vir die mense, dit goeie ervaring en so, maar kom by die ouens, weet jy wat sê die Here vir hulle, presies hierdie wat ek nou vir julle lees, daar staan geskrywe, in die woord, dat julle is nie sy kinders nie, maar ek sê julle noem seuns van die lewende God. Nou ons het voorbedagte rade, ons het voorbehoude van wat ons kwalifiseer en diskwalifiseer. Ons het baie sterk, want die Bybel sê so, ja, die Bybel sê so van onsself ook. Nou hierdie ding het my kwaai geslaan, nie in die sin van dat het my geskok het, nie het my gehelp, want ek besef, die genade van die Here is groot. Bevorder hy sonde, as hy, nee, maar hy soek my naby hom, om my te verander. Hoe kry hy daai 2 ouens naby hom? En sê, julle 2 is my seuns van die lewende God. Ek sê julle by my boesem trek, en ek sal julle daar verander. Om God te ken. As ons agente vir God op hierdie aarde wil wees, as ons God wil verteenwoordig, om God te ken. Dus kom hy sê, ek wil graag hê met my ken, en ek wil graag hê, maar ek wil graag hê wie ek is. Want ons het voorbehoude, ons sê, hierdie kan nie, en daai kan nie, want die is geskrywe, ons vergeet, daai skrywe werk terug na ons toe ook, die is baie geskrywe hier, baie. Is ons in die skeur staan, in die rots wat ons bedek, dis al, wat die verskil maak, vir ons almal. Keer God die sonde toe? Glad nie. Sonde is sleg, maak mense seer. Sonde en verkeerde besluite in ons lewens wat ons doen, besef ons nie die skade wat in ons siel doen nie. Dit doen skade vir jare. Die herstel vat jare. Ja, hy vergewe ons, hy maak ons skoon, maar om 2 Korintiërs 5 vers 17 te quoteer en sê, ek is nou nuut en als, jy kan dit quoteer. Maar het vat tyd vir die heilige maak om deur te werk, dat jy op 'n plek kom, waar as hulle vir jou praat van jou, dan sê jy, ek ken nie meer daai persoon nie, ek ken nie. Jy sê dit nie in geloof, jy sê dit, jy weet, jy ken nie meer daai persoon nie. Dit vat tyd.
Vat tyd om op 'n plek te kom waar die Here is met ons. Hy sê hy vergeet ons sondes, maar ons vergeet nie. Vat tyd, want die sonde doen jou skade. Maar dan kom 'n tyd, as ons wandel met God en sy heiligmaking wat hy doen, sy werk wat in ons hart doen, dan kom 'n tyd wat sê, Here, ek onthou ook nie hierdie so goed nie. En die sonde doen skade. So hierdie is nie 'n wishy-washy ding van, ek bid en hy vergewe, daar gat ek nie. Nee, dit doen skade, dit maak seer. Maar, die plek waar hy my verander, en die plek wat hy met my werk, is waar hy noem my, ek is 'n seun, en jy is 'n dogter van die lewende God. So as jy vanoggend hier sit, en jy het enige twyfel in jou hart, en jy voel, weet jy, ek het hierdie goed in my lewe gehad, en ek twyfel nog steeds oor, moenie twyfel nie. Want daar's van ons almal geskrywe hier. Hier's van ons almal geskrywe. Hy sê daar waar dit staan, want hy quoteer uit Hosea 1, het die Here kwaad geword vir Israel, en hy het vir Hosea gesê, trou met Gomer, dis 'n prostituut. Hy trou met haar, die eerste kind wat gebore is, toe sê daar, die kind se naam, skryf dit ook daar, julle is nie my geliefdes nie. Tweede kind word gebore, hy sê, noem hierdie tweede kind, julle is nie my kinders nie, en skryf dit daar, noem die kind dit. Nou is dit daar geskryf, die kind is dit als, Hosea 2. Toe sê hy, daar waar geskrywe is, ek sê vir julle is my kinders van die lewende God. Hierdie ding kan ons nie vat, as ons ook gee nie. So ek kan nie hierdie genade vat, en nie ook hierdie genade gee nie. So die voorbehoude wat ons het in ons lewens, wat so streng is, en so wonderlik is, moet ons oppas oor, want daai ding slaan terug na jou toe. Oppas hoe ons oordeel. Oppas waar ons is, want die Here wil dalk net daai mense net nader trek in sy liefde. Sit met mense, ons nooi mense, want dieselfde situasies, hierdie twee, nooi ons na ons huis toe, lank na, nou so 'n paar weke terug, met die doel, deels daarvan, en ek deel met hierdie tweekies, traantjies loop, kom nader aan die Here, want dis waar hy ons verander. Dus kom hy sê, ek het 'n welbehae daarin, as jy kan sê, jy ken my, dis my ways, dis my weer. Die laaste punt wat ek wil deel is, God praat met ons. Hy praat met Elia, hy vertel hom van sy toekoms, wie hy moet salf, vir Elisa wat hy moet salf, die koning wat hy moet salf. Hy sê wat die koning nie gaan bykom nie, hy sal daar kom en dit uitroei. So hy het sy hele ding, hy het vergeet van Jezebel. Hoekom? Want die nou woord van God is dit wat tel in ons lewens. Ek droom 'n droom, die ander dag is 'n droom wat ek weet uit my verlede, en daar's in my familie was daar mense wat in die okkult was, en ek onthou hulle gepraat het in hierdie droom, ek droom hierdie droom, en ek word wakker, ek sê, Here, ek dien U jare al, hoekom droom ek hierdie droom? Hy sê, ek wil iets leer, die droom het 'n baie slegte voorspelling. Hy sê, gaan na jou joernaal toe, gaan lees daar wat ek gesê het vir jou, gister ek lees, is die teenoorgestel van die droom. Hy sê vir my, en hierdie het my lewe verander rondom my verwagting omtrent God se woord en verstaan. Hoekom moet ons sy stem hoor? Hoekom sê Jesus, julle sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die Vader se mond, hy quoteer uit Deuteronomium 8 vers 3. Hoekom die rema, hierso sê hy rema, nie die logos nie. Hy sê die rema woord van God. Dis kom ons God se stem moet hoor, ons moet die recent, die Engels is recent, die heilige woord, nie die lang terug nie, die heilige. Here sê vir my, dit wat ek vir jou sê, heiliglik, kanselleer alle vloeke, alle snaakse drome, alle nonsens, kanselleer dit uit, want dis wat tel, wat ek nou gesê het, die laaste. Dis hoekom ek kan nie gaan op 1982, het iets gebeur en ek hardloop nog op dit, nee, ek kan nie, ek en jy is afhanklik van nou. En dis kom ons moet uitreik, sê God, praat met my nou, laat ek die stem hoor nou. Spreek met my nou uit die geskrif, spreek met my deur die visioene, geef my die woorde, 2 Samuel 23 vers 2, die Gees van die Here spreek deur my, sy woorde is op my tong, Romeine 10 vers 8, regverdige wat uit die geloof uit te sê, dit, sy woord is in my hart en is in my mond. Dus kom ek meer
vir myself profeteer as ander mense. Ek vra die Here, mag ek sê, want dis aanmatigend om te sê, ek voel die Here sê dit en dat. Want ek bestaan en voel, ek wil nie dit sê nie, hy vra my, is jy vertroud met my woorde? Ek sê, ja, ek is, Here, waarlik, ek is. Hy sê, wanneer ek met jou praat, weet jy as ek sê, ek weet. Hy sê, dan mag jy sê, as ek wat sê. Om hom te ken. So die nou woord, is wat God nou, hy kanselleer selfs sy eie woorde. Hiskia, hy word siek. Here stuur Jesaja na sy tempel toe, hy het 'n boodskap vir hom, van die Here af. Hy sê vir hom, kry jou huis in orde, jy gaan sekerlik sterwe. En hy draai om en hy loop. Hiskia staan, is daar nie nog iets hier net nie. Die skrif sê, en ek quoteer uit die NIV, hy sê, he turned his face to the wall and he wept bitterly and he humbled himself before God. Voor Jesaja by die paleis uit is, toe sê die Here, draai om, gaan verander my woord. Weet jy wat doen hy? Sy nou woord is dit wat die negatiewe uitskakel. En ons baie negatief in ons woord, partykeer is hy kwaad vir ons, Psalm 30 vers 5, your anger is but a moment, but your favor is a lifetime. Die toorn is 'n oomblik, maar die guns is 'n leeftyd. Nou ek moet op die posisie wees waar God die guns oor my lewe spreek, dis die nou woord. Hosea 1, ek het nou, die Here sê, julle is nie my mens, dit Hosea 2, toe verander hy dit. Sy verander my woorde. Want hy wil die guns op ons uitspreek. Die nou woord, die rema van nou. Dis kom Jesus sê, sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die Vader se mond uitkom. Ek het nodig om die rema woord te hoor. Ek het nodig om die nou woord te hoor van God, want hy praat met ons. En dis kom Elia, hy kon nie eens meer Jezebel spel nie. Hy het nie eens geweet van haar nie, want hy het hierdie visie van God. So eerstens hy luister na ons, maar dan moet ons hom soek. Dan hoor ons sy stem. Nou hier is die ding net, ek wil u vra en ek smeek u en myself, saam met jou geloof, voeg volharding. Jy moet amper meer volharding as geloof hê. Volharding is baie belangrik, want ons lewe in 'n wêreld van alles is instant, en as die Here nie binne 3 sekondes met my praat nie, sê, ja, ek het geweet, hy gaan nie met mense. Nou, dis nie 'n goeie ding om te doen nie. Nie vir hom nie, hy hou nie daarvan nie. Wat hy van hou is, as ons Lukas 18 lees van die onregverdige regter en die weduwee wat elke dag by hom gaan kla, dan praat hy van geloof is gekoppel aan volharding. Ons kleindogter, groot voorbeeld, 10 jaar oud, uit die mond van die suigeling, hierdie is spreekwoordelik, sy is 10 jaar oud, daar's 'n familielid van haar wat prominent is, wat agnosties is, en het 'n invloed op haar, soos sy begin twyfel omtrent God se bestaan. Wat sy's 'n kind, dis invloed, sterk invloed op haar. En sy gaan toe, sy kom na Anelia toe, sy sê, Oumi, sy's Engels. Sy sê, Oumi, I kid you not. Sy praat nie met haar ouers nie, sy praat met Anelia, want Anelia het haar basies, sy het groot impak op haar lewe. Sy sê, Oumi, I kid you not. For weeks, I've been asking God to show me that he's real. For weeks, sê sy. Sy sê, the other day, we were in an assembly, and we were singing, and they were worshiping, sy's in 'n Christen skool. But I did not feel part of it, because I'm not so sure about him. Sy sê, Oumi, I kid you not. The life and the joy first hit my feet, and entered my whole being, and I started to worship him. I know God is real. Nou ek leer by haar for weeks. By Emmy, ek leer by haar for weeks. Hoe gou stop ons nie baie keer in. En daar ontmoet die Here haar, en die Here wil jou ontmoet, vir my ontmoet. Nommer 1, hy luister. Dan soek ons hom. Dan sal hy met ons praat. Nommer 3. Die nou woord is fenomenaal belangrik. Dit kanselleer die negatiewe. Dis kom ons sy woord moet hoor. Anders het ons dit nie nodig nie. Anders is ons, as ons onafhanklik lewe, dis kom die Engelse woord, die cessationists,
Dis die ouens wat sê, ons het nou die Bybel, en die Here praat nie meer met ons nie, hy praat net met die logos. Oei, oei, oei. Dis 'n dwaling. Net so is 'n dwaling wat ouens wat sê, ons het nie meer die woord nodig nie, ons nou net die gees. Dis ook 'n dwaling. Ecclesiastes 7 verse 16. Do not be overwise. Do not be over righteous. Why destroy yourself? Do not be over wicked. Why die before your time? The man or woman who fears God will avoid all extremes. Tussenin. Al extreme wil ek avoid. Ek is nie oorgeregtig, selfgeregtig nie. Ek is nie oorwys my eie wys nie. Maar ek is ook nie oor boos nie. Ek is in die middel saam met God se woord en sy gees. Hy praat my uit die logos en hy praat my deur die rema woord. Maak die logos vir my oop. So vanoggend wil ek vir u sê, weer eens, hierdie ding slaan beide kante toe. As jy na mense kyk hoe God na jou kyk en my kyk, hy noem mense wat ons nie sal sê, hulle is my seuns, hy sal hulle dit noem, om hulle nader te trek. My seuns en dogters. Sons and daughters of the living God, sê. Nie awesome nie. Amen. Dis my toepunt. Tim, ek voel dat die Here, ek hoor die woord fortress, en ek sien, daar's 'n tyd gewees, waar jy baie broos was, en amper uitgelê was teen aanvalle en goed van, nie net geestelik nie, maar fisies, wat jy op 'n plek is, wat jy moes keer vir jou wicked sin, en ek voel die Here sê, ek bou 'n fortress, ek herinner my aan Job, wat hy sê, ek kan nie ingaan nie, want hierdie is, you are hedged in, he's hedged in from behind and from in front, en ek sien 'n fortress, voel dat die Here sê, ek bou 'n fortress om jou. Dit is my belangrik dat jou koninkryk, wat jy het, is jou besigheid, is jou koninkryk, is vir God belangrik dat jou koninkryk floreer, want die mense floreer in jou koninkryk. Dieselfde skrif wat hy sê, pray for this city, for the prospering of this city will prosper you. Nou die mense wat bid vir jou en jou besigheid, hulle prosper. En dis wat ek voel die Here sê, ek wil hê jy moet verstaan, die autoriteit wat ek op jou plaas, vermeerder. Ek weet jy's 'n humble man, jy's 'n ou wat humble voor die Here loop, maar ek sien daar's 'n autoriteit wat vermeerder, daar's 'n mantel wat God jou aantrek, wat hy sê is koningskap. Ons praat van priesters en konings. Jy's eerstens 'n koning en dan kom die priesterskap in jou lewe. Daar's 'n koningskap op jou wat baie kragtig is en die Here gebruik dit en daar's wysheid en heerlikheid rondom dit. En die Here wil vir jou sê in jou tyd en jou lewe waar jy nou is, die koningskap plaas hy 'n stempel op. En ek voel die Here sê hy stuur nie jou nie, hy vestig jou. Hy stuur baie mense, hy vestig jou. Hy stuur jou nêrens, hy vestig jou. Amen. Dankie vir Elisabeth, Here, dankie vir die liefde vir haar en ek voel Elisabeth, daar's 'n tyd van oorvloed van God se teenwoordigheid. Ja, ek voel die Here sê jy gaan nie hard soek om in my teenwoordigheid te gaan nie en jy gaan dit net ervaar. Daar's 'n sensitiwiteit wat jy opgebou het deur die jare met God. Jy praat nie baie nie, jy loop nie met op jou mou en sê dit en geestelik dat en so. Baie mense, ek het gisterand nou op die foon gepraat, en vertel hy my, hy's geordyn deur die en hy het my dopgehou en hy sien my, ek is een van die profete wat hy nou sal herken. En goed, hy dink hy's die derde van my ouderdom. ek het bedien twee keer meer jare as wat hy al, maar hy het my gekwalify, so ek is baie bly daaroor. Maar anyway, jy kry so, maar jy's iemand wat jy sal nie weet nie, daar's die ou mense gesegde is diepe waters, dieper grond, maar hier sit in die positiewe. Daar's jaarringe, daar's 'n substance in jou met God se wandel. En die Here wil vir jou sê, ek gaan jou meer en meer besoek, maar nie op plekke van godsdienstigheid noodwendig nie, maar op plekke van joy en plekke van vreugde vir jou. Amen. Dankie Here. Vader, ek dankie vir Menet. Ek dankie vir haar lewe en jou hartjies lyk baie mooi so hoor. As sy weer haar so kort afsny, bel ons. Ek en Elias sal met haar kom praat. Ek ervaar dat die Here sê, my prefek, my hoofmeisie.
Daar's goed wat jy ontwyk het in die lewe en daar's goed wat altyd net wat jy net vat en dan dit voel of dit slip. Die Here sê my goed slip nie. My goed's ewig. Jy's ewig my hoof, my seun en my prefek. God het 'n leierskap op jou geplaas wat anders is as hierdie wêreldsin. Die wêreldsin kan hom nie vat lekker nie, kan nie vat plek op hom nie, maar ek het, sê die Here. En ek gebruik dit op vlakke wat jy nie bewus is van nie en mense ook nie altyd bewus is van en waar dit opereer. En ek voel dat die Here sê ek eer jou. Daar's iets wat God gaan doen. Daar's 'n eer wat hy gee, 'n eer wat jou toekom. Daar's harde werk en saad wat jy gesit in die grond en ek voel daar's 'n eer wat jou toekom wat die Here doen vir jou. Dani, ek wil weer sê van die klankmanne, sorry. Nee, spot. Vader, ek dankie vir Dani. Ek dankie vir sy getrouheid en ek voel Dani dat jou volharding in die Here, jou wandel met hom, jou soeke na hom. Ek voel daar's 'n volwaardige plek wat God jou aanstel as 'n leier. Jou leierskap is baie dormant gewees in 'n lang tyd. En ek vra hoekom en ek voel dat die Here sê ek moes dit laat kook. Ek het laat dit broei. Ek sien 'n leierskap wat broei en op die regte tyd manifesteer. Ek voel dat die Here sê ek gaan jou leierskap manifesteer. Jou mens wees as leier is in mens kry geestelike en jy kry natuurlike en geestelike leiers. Jou geestelike leierskap override jou natuurlike leierskap. Dit override. Daar's sekere goed wat jy voel in jou management, jou goeders, jou bestuur en goed wat haper. Die Here sê ek gaan dit oorvloei met my teenwoordigheid. Ek gaan dit doen op 'n vlak wat jou gaan verbaas. Ek gaan doen op 'n vlak wat mense verbaas in hierdie tyd wat ons lewe, wat daar so versigtigheid is oor alles en so. Ek voel dat die Here my liefde gaan triomfeer, sê die Here. Omdat jy hom liefhet en omdat hy jou liefhet en omdat jy sy seun is daar 'n beweging van God se gees rondom jou wat sien leierskap en 'n eer. Daar's 'n mantel wat God jou gee van eer en eer betoon wat jy nie soek nie. Die Here sê ek gaan dit vir jou gee. Ek haal jou uit die skadu's uit sodat my lig op jou skyn. My aangesig draai na jou toe en ek glimlag oor jou. So ek voel die Here sê. Amen. Amen. Dankie Vader. Dankie, ek gaan hierby vol staan. Ek gaan oorgee vir jou broer. Die Here seën vir julle en baie dankie nogmaals vir my tyd hier. Ek weet dis ek sê elke keer maar ek's baie dankbaar dat ek hier kan bedien. Ek en Elias sien dit is 'n groot voorreg. Ek sal nooit familiêr wees daaroor nie. Groot voorreg. Amen. Baie dankie Joe. Ek wil jou aanmoedig, gaan luister weer na hierdie woord. Gaan luister mooi. Daar's groot waarhede wat hy gedeel het, wat jy moet weer gaan luister. Tim is aan die woord. Tim, hulle gaan ons nagmaal bedien baie. Dankie vir Tim en Mfani wat al die moeite doen elke keer